Goeiemôre. Dis oordenking 51 in die reeks Kopskuif. Ons oordenking vanoggend sluit aan by gister se tema van dryfkrag 5, waardetoekennings. Maar vanoggend praat ons oor waardetoekennings wat toepaslik of ontoepaslik is. 'n Kritiese dryfkrag vir optimale funksionering is dat ons in ooreenstemming met ons waardetoekennings optree. Die mate waarin iemand se waardetoekenning in harmonie staan met hul daaglikse lewe, sal bepaal hoe optimaal of disfunksioneel iemand leef. Wanneer 'n persoon se waardetoekenningssisteem vir 'n verlengde periode uitgedaag word, sal die negatiewe effek daarvan kroniese stres wees. Maar onthou nou, die amygdala stoor 'n leeftyd se waardetoekennings. Tog kan dit wees dat 'n waardetoekenning van my kinderjare, wat toe gepas was en nodig was vir my oorlewing, later in my lewe blyk ontoepaslik te wees. Neem byvoorbeeld iemand wat as kind deur 'n ouer emosioneel verwaarloos is. Moenie mense vertrou nie, is die boodskap wat oor en oor bevestig word, die waarde wat daarin toegeken word. En dit beskerm so 'n kind teen die herhaalde teleurstelling. Maar wanneer daardie kind groot word en dieselfde waardetoekenning behou, sal geen volhoubare verhouding met enigiemand anders moontlik wees nie. Daar is honderde, duisende sulke voorbeelde in ons alledaagse bestaan. 'n Vriend van my het 'n fobie vir voëls. Toe hy klein was, het 'n hoenderhen met kuikens hom getakel en 'n goeie werk daarvan gemaak. Soveel so dat hy nooit weer, nie alleen die hoender nie vertrou het nie, maar enige ander geveerde skepsel. Maar soos die noodlot dit wil hê, stap dieselfde ou eendag toe hy nou al 'n jong man is om die hoek van die huis, en terwyl hy aan hierdie kant om die hoek kom 'n huismossie van die ander kant af gevlieg, vol spoed teen sy voorkop vas, dat die bloed so trek. Die snaweltjie het in sy voorkop ingepek. Dit was 'n finale bevestiging dat jy voëls nie kan vertrou nie, en hy het geweet dat hulle 'n komplot teen hom smee. Een van die mees ontoepaslike waardetoekennings wat ouers ooit hulle kinders kan leer is: ja, van lekker lag kom lekker huil. Dis vir my 'n verskriklike wrede en ontoepaslike boodskap. Wat hou 'n kind tog daarvan oor? Ek mag nie lekker lag nie, want as ek nie lekker lag nie, dan sal ek ook nooit huil nie. Dit ken 'n waarde toe aan lag, wat dit nooit behoort te hê nie. Dink aan die volgende voorbeeld. Partykeer beklei 'n paartjie met mekaar, veral in daardie eerste jare van hulle huwelik. En skielik kom daar 'n klomp ekstra emosies op en waardetoekennings ontplof in alle rigtings. Het ek die regte keuse gemaak? Is ek veilig? Sal ons verhouding dit maak? Gesetelde waardetoekennings dikteer die gesprek en gedagtes. Dinge soos, ek gaan nooit weer gelukkig wees nie, of ek mag nie sê wat ek voel nie. Nog erger, ek mag nie myself wees nie. Of ek het geweet ek moes nie weer vertrou nie. Dalk het daardie persoon se ouers deur 'n egskeiding gegaan na so bekleierery, en word 'n waarde daaraan toegeheg wat hulle in absolute angs en wanhoop laat. Ons verhouding is verby, is die waarde wat daarin geheg word. Maar ewenwel kan 'n totaal ander waarde daaraan gekoppel word. Kan wees dat hulle mekaar nou al so goed ken en vertrou, dat hulle eerliker is met mekaar. Is dalk nie die einde nie, maar 'n nuwe begin. Die probleem is dat ons persoonlike waardetoekennings diep gesetel in ons onbewuste lê. Ons sien dikwels bloot maar die resultaat daarvan. Ja, wat ons eenmaal beskerm het toe ons kleiner was, word juis nou die rede vir ons ongelukkigheid. Maar ons is nie daarin vasgevang nie.
Een van die waardevolste funksies van ons prefrontale korteks, ons frontale lob, is dat dit hierdie ontoepaslike waardetoekennings kan raak sien en die waardetoekenning kan oplos en laat gaan. Daardie spesifiek is, daardie ontoepaslik is. En die ontoepaslike toekennings word vervang met nuwe kreatiewe moontlikhede. Ons gebed kom vanmôre uit die groot gebedeboek en dis 'n gebed wat toegeskryf word aan Reinhold Niebuhr. God, skenk my die kalmte van gees om te aanvaar wat ek nie kan verander nie, die moed om dit te verander wat kan, en die wysheid om die verskil te weet. Leer my om een dag op 'n slag te lewe. Oortuig my dat swaar kry dikwels tot diepe vrede lei, en dat u genade 'n geskenk is en nie 'n loon nie. Help my om die wêreld te aanvaar soos dit is, nie soos ek dit graag sou wou hê nie. Versterk my met die hoop dat u eendag alles sal regmaak. Maak my redelik tevrede met hierdie lewe en verskriklik opgewonde oor die een wat kom. In Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag verder.